Liewe vriende, baie welkom by Huisfiks. Ons het verlede Vrydag 'n Psalm gelees waar ons gesê het, ons lees hierdie Psalm om ons so 'n bietjie reg te maak vir Goeie Vrydag. Die vraag van die Psalms digter wat gesê het, maar sal hier groot dinge in Jerusalem kan gebeur of in die graf kan gebeur? Sal mense uit die graf kan gaan? Sal mense van die goedheid van God in die graf hoor? Die Psalm wat ons vandag lees, Psalm 48, skryf die psalmdigter oor iets goed wat hy in Sion gehoor het, in hierdie stad. En kom ons lees dit saam. Vers 9 tot 11 van Psalm 48 kan ons lees. Daar so staan, soos ons daarvan gehoor het, en hier gaan dit oor hoe God die koning beskerm het en die vyand se stede, se skepe verpletter het en hulle verjaag het. Hy sê, soos ons daarvan gehoor het, van hierdie oorwinning wat God vir die koning gegee het, het ons dit self ervaar hier in die stad van die Here die Almagtige, in die stad van ons God, die stad wat hy vir altyd vas laat staan. Hier in u tempel oordink ons u trou, o God. Vriende, ons is deur die lydingstyd, ons is deur die opstanding van die Here Jesus, Goeie Vrydag wat die dood en Sondag die opstanding van die Here Jesus Christus. Wat maak ons daarmee? Hierdie psalmdigter sê, hy het 'n gerug gehoor van God wat sy volk uit een of ander nood gehelp het, die vyande verjaag het. En hy skryf 'n gedig daaroor, hy skryf 'n psalm daaroor. Hy sê, soos wat ons dit gehoor het, so het ons dit in hierdie stad ervaar. En hy raak liries hieroor. En dan sluit hy een gedagte hier waarby ons wil aansluit. Hy sê, hier in hierdie stad het ons dit oordink, hierdie waarheid. Ons het hieraan gedink hoe God goed was. Wat gebeur met oordenking? En dit is wat die huisfikse is. Dit is 'n oordenking, 'n tyd wat ons net weer ons so bietjie stil maak en oordink die goedheid van God. Ons het Sondag gevra, gaan dink 'n bietjie oor dit wat God vir jou gedoen het. Laat dit deur jou spoel, laat hierdie saad in jou lewe opkom, maar nie net opkom nie, maar vrug dra. En vrug dra kom daar wanneer 'n mens dink oor dit wat gebeur het. En hierdie oordenking word in jou hart 'n momentum. Kry momentum tot so 'n punt wat dit dade word in jou lewe. Julle weet mos, baie keer as 'n mens 'n probleem het, jou vrou vra vir jou om iets reg te maak wat gebreek is, of iemand vra vir jou, jong, ek gee my 'n stukkie raad, en jy sê vir man, gee my net 'n bietjie tyd om hieroor te dink, en jy begin daaroor dink, en op 'n stadium gaan die lig vir jou op, en sê, wie wat, dis wat ek gaan doen, of dis wat ek vir hierdie persoon moet sê. By oordenking kry die saad tyd om vog te trek, sodat hy kan omkiem, kry die wortels tyd om vog te trek, sodat hy kan vrugte dra. So ek moedig weer vir jou aan, mag jou gedagtes nog steeds in hierdie week ronddraai, rondom dit wat Jesus vir jou en vir my aan die kruis gemaak het. Net om dit te oordink, maak in jou en my die energie en die krag los, om hierdie saad tyd te gee om te groei en vrug te dra in die wêreld. Ons kan so omdraai en wegstap en sê, is daar nou weer by die paastyd, laat ons aangaan. Wanneer stap net hierdie week en ons kyk, sê vir mense, wie jy? Ons doen dit mos as ons Wildtuin toe was op vakansie, sê, jy kan jy nou dink, laasweek hierdie tyd, het ons daar langs die Letaba gesit, of so vir die see gesit en kyk. Kom ons sê 'n bietjie vir mekaar hierdie week besig. Laasweek het ons die opstanding van Jesus herdenk. En ons laat ons gedagtes weer so toe gaan. Here, mag u opstanding altyd in ons gedagtes bly. Mag ons dit dag en nag oordink. Amen.